Goeiedag almal. Kom ons gesels so 'n bietjie oor twee broers. Albei was boere. Een was 'n groente- en 'n vrugteboer en die ander was 'n veeboer. En luister net wat gebeur hier in Genesis 4 vers 3 en 4. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van sy eersgeborenes van sy kleinvee 'n offer gebring. Nou hierdie woord offer is in Hebreëus mincha, wat beteken om uit gehoorsaamheid en met diepe respek iets kosbaar aan 'n baie belangrike persoon as 'n offergawe gee. Nou wat belangrik is in hierdie spesifieke konteks, hierdie iets kosbaars wat jy gee aan 'n belangrike persoon, is iets kosbaars wat jy uit jou inkomste, uit jou leefwyse aan God gee as 'n offergawe. Dan vers 4, en die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Nou die woord aangesien in hierdie vers is shaha in Hebreëus, wat beteken, die Here het die offers met deernis in ag geneem, maar hy het ook in ag geneem met watter gesindheid die offers aangebied was. Die Here het dit alles deeglik ondersoek. Alles wat ons vir die Here gee, moenie net wees omdat hy gesê het ons moet gee nie, maar die gesindheid waarmee ons dit gee, is deurslaggewend in die oë van die Here. Maar die vraag is, wat was die verskil tussen Kain en Abel se offers? En die Here het Abel en sy offers genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Kom ons kyk weer na die bring van hulle offers. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Vanuit hierdie vers kan ons aflei dat Kain het gebring wat oorgebly het van sy oes. Want daar word nie verwys na die belangrike opdrag van die Here van die eerstelinge van die oes nie, die beste van die oes nie. Ons lees wel aangaande Abel se offer die volgende, en Abel het van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, die beste. En ons kan ook tussen die lyne lees dat Abel se offer was 'n absolute hartsbegeerte om die beste vir die Here te bring. Kain het dit nie vanuit 'n hartsbegeerte gebring nie. Hy het gebring van dit wat oorgebly het, en sy dwaase gesindheid kom later na vore in sy jaloesie en toorn teenoor sy broer. En jy weet, alles wat ons doen en ook hoe ons dit doen, word deur die Here waargeneem. Alles wat ons as offers aan hom gee, word ook deeglik waargeneem en ondersoek deur die Here, en wat belangrikheid, ons gesindheid waarmee ons dit bring. En ons moet altyd onthou dat die gee van al ons offers aan die Here bewys ons geloof en vertroue in hom, maar ook, meer belangrik, ons afhanklikheid van hom. Jy weet, dit wat gesê word dat om te gee vir die Here is oud-testamenties en wetties, is 'n leuen uit die put van verdoemenis. Die Here moedig ons vandag nog aan vanuit Lukas 6 vers 38 en sê, gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in jou skoot gee. Want by dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. Ja, die Here was baie bly en beïndruk met die wyse waarop Abel sy offer aan hom gebring het. En dit maak 'n groot verskil. Here, help ons om ons offers, ons offergawes, ons tiendes met die regte gesindheid van verwagting en blydskap aan U te bring. Dankie daarvoor, Here. Amen.